Goeiemôre en baie welkom by ons eerste diens van 2026. Ons uitsaaidiens hier by Mildersdrift gemeente. En dit is ons 'n groot voorreg om vanmôre saam met julle die jaar dan so te kan begin. Dankie dat julle ons innooi na daar waar julle is. En dis regtig my gebed dat die Here vanmôre vir ons sal naby wees in ons teenwoordigheid en dat ons aan hom eer en lof sal bring. Kom ons bly net so sit en dan gaan ek vir ons met 'n gebed open. Here en almagtige God, baie dankie vir die uitsig van 'n nuwe jaar, 'n nuwe seisoen wat vir ons vir baie voorlê. Dankie dat ons by u teenwoordigheid en in u teenwoordigheid kan kom sit en aan u kan lof en eer bring as die een aan wie ons behoort. Die een wat alles gemaak het wat goed en mooi is. Die God wat die ganse heelal bestuur en in stand hou met koninklike majesteit. Ons eer u vanmôre as ons God en ons koning en ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Wat 'n voorreg om so in die teenwoordigheid van God te kan wees. Dat ek vanmôre kan verklaar op grond van God se woord dat God ons Vader hier by ons is. Dat Jesus ons verlosser hier by ons is en dat die Heilige Gees hier by ons is. God drie-enig. En kom ons loof en aanbid hom as ons God vanmôre. Kom ons loof die Here met 'n lied. Ons het hier in die gemeente op Kersoggend 2025 het ons gekyk na 'n baie bekende gedeelte. Die gedeelte wat ons terugkry dan Johannes 13 vers 34 en 35 waar Jesus vir sy disippels gesê het en vir hulle wat daar rondom hom was, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. En dit was die fokus van Kersoggend, dat God graag wil hê ons moet weer opnuut dink en opnuut onthou en weer glo hoe lief hy ons het. Want hy sê in die tweede gedeelte van daai vers, soos ek julle liefhet, so moet julle mekaar lief hê. Dat God ons op Kersoggend wou kom herinner hoe lief hy ons het. Weet, hoe lief het hy ons regtig. En het hy ons laat terugdink aan Bethlehem, waar God met ons geword het, Immanuel, God met ons. Hy het ons laat terugdink aan Golgotha, waar hy God vir ons geword het, waar hy in ons plek die straf en die loon van die sonde kon betaal het. Hy het ons weer laat onthou en laat terugdink aan die oop graf, dat die dood oorwin is en dat niks ons ooit weer van God se liefde sal skei nie. Hy het ons weer kom terug laat dink aan Pinksteroggend, waar die Heilige Gees uitgestort is en God in ons kom word het. So Kersoggend wil God weer opnuut vir ons kom leer om te onthou en te glo en te weet hoe lief hy ons regtig het. Dat hy by ons is, met ons is, in ons is en dat ons nooit
weer van God se liefde geskei sal word nie, nooit weer nie. Vanmôre wil die Here vir ons eintlik weer terugvat na daai selfde vers toe, maar na die tweede gedeelte toe, vers 35. En ek lees dit graag vir julle. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. As julle my liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Ja, die Here wil vanmôre hier op die eerste Sondag van 2026 vir my en jou kom help om weer te hoor, om weer te glo en weer te weet dat as ons God se kinders is, moet almal dit kan weet. Almal moet dit kan weet. Nou hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat almal weet, ons vriende, die wêreld rondom ons, mense wat saam met ons werk, ons familie, ons kinders, ons ouers, hoe kan hulle weet dat ons kinders van God is? Hoe sal hulle weet dat ons 'n disipel is van die Here Jesus Christus? Ek dink die antwoord is voor die hand liggend deur ons manier van leef. Weet hoe ons leef, hoe ons praat, hoe ons optree, hoe ons reageer terwyl ons met ons vriende of familie of kollegas of vreemdelinge bymekaar is. Wanneer ons eenvoudig in die wêreld lewe, sal die wêreld dit kan sien. Hulle sal dit kan hoor en hulle sal dit kan beleef. En dis die woord van die Here vir vanmôre, dat die Here vir my en jou kom sê, as julle my liefhet, as jy my disippels is, sal almal dit weet, want hulle sal dit sien en hoor en beleef, wanneer hulle in julle teenwoordigheid is. Weet ek lees daar in Jakobus 2 vers 17, so gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Hoor julle dit? Die wêreld sal dit sien. As geloof nie oorgaan tot dade nie, dan is daardie geloof eintlik dood. Ek lees in Johannes 14 vers 21, 23 en 24. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Vers 23, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. Vers 24, wie my nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Sommige nog 'n vers, Johannes 8 vers 31, en ons gaan 'n bietjie meer daarna kyk. Johannes 8 vers 31, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik 'n disipel van my. Weet, al hierdie werkwoorde in hierdie verse, weet, om aan te hou, leef, aan te hou, optree soos 'n kind van die Here, om getrou te bly, om vas te hou aan sy woord, om daarvolgens te leef, om te bly by sy woord. Laat die wêreld sien dat ek en jy 'n disipel is. Sommige nog 'n vers, Johannes 15 vers 5 tot 7. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly, daai selfde woord, en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks vrug dra nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Dis wat God wil hê ek en jy moet onthou. Weer moet hoor en weer moet glo, moet gaan begin leef. Is dat ons moet aanhou leef soos 'n kind van die Here. Ons moet vashou aan sy woord. Ons moet leef volgens sy woord. Ons moet bly by sy woord. Ons moet vrug dra. Weet, ek dink dit was baie lekker om uit die woord van die Here te hoor, daar uit Johannes uit, dat God ons regtig lief het. Het was regtig om Sondagmôre te hoor, dat die Here vir ons so lief het, dat daar 'n Bethlehem gebeur het, 'n God met ons, dat daar 'n Golgotha gebeur het, 'n God vir ons, en dat daar 'n Pinkstermôre was, God in ons, sodat ons nooit sonder God sal wees nie. Dat niks ons ooit van sy liefde sal skei nie. Dis wonderlik om dit te weet en te onthou, hoe groot sy genade is en sy goedheid is. En dit was wonderlik om te hoor Kersoggend uit hierdie selfde gedeelte uit, dat die redder is gebore. Daar het vir ons redding en verlossing gekom. Dit is lekker om dit te glo en te onthou en weer daarin vas te hou. Maar wanneer dit dan kom by die tweede deel van die vers, en almal sal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet, as jy leef soos my kind, as jy vashou aan my woord, as jy bly by my woord, as jy vrug dra, dan is dit nie so lekker om dit te hoor nie. Dit is lekker om te hoor dat God ons liefhet,
en dat hy genadig is, en dat ons verlos is. Maar ek dink ons deins terug, wanneer ons hoor dat dieselfde vers vir ons sê, ek moet hom koning van my lewe maak. Ek moet hom die troon en die kroon van my lewe gee. Ek moet dat hy regeer in my lewe. Vir daai bekende vers, om te kom by, ek leef nie meer nie, maar Christus in my, om te sterf aan jou eie ek, aan jou eie wil, en aan jou eie manier, om daaraan te sterf, en vashou aan die woord, en so te leef, dat almal dit kan sien en hoor en beleef, dat ek 'n kind van God is. Dit gebeur nie so maklik nie. Die Here kom sê vanmôre vir my en jou by die eerste Sondag van 2026, as jy my kind is, leef soos my kind. Laat jou manier van mens wees dit wys. Hou vas aan my woord. Bly getrou, leef volgens my woord. Die Griekse woord daar is meno. En die woord meno beteken, hou aan, bly getrou, hou vas, leef daar volgens, bly daarby doen. Altyd, gereeld, aanhoudend. Julle sal onthou so 'n hele rukkie terug het die woord van die Here na ons toe gekom uit Psalm 1, wat dieselfde gedagte het, en ek lees weer Psalm 1 vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Dat die Here hier vir my en jou sê, ons moet ons ore nie uitleen vir die wêreld, ons moet nie luister na die wêreld nie, ons moet luister na die woord van God. Ons moet nie staan by die wêreld nie, met ander woorde, deel word van die wêreld nie. Die wêreld kies nie, ons moet God kies, ons moet sy woord kies. Ons moet nie sit by die wêreld nie, met ander woorde, om te begin doen en leef en maak soos hulle nie, ons moet doen en leef soos wat die woord van die Here ons leer. Dan sê die Here, dan sal dit met jou goed gaan. Dan sal jy die vreugde en die sekerheid hê van God se liefde, van God se goedheid, van sy redding en verlossing. Moenie luister na die wêreld nie, luister na die woord van God en hou daarby, hou daaraan vas, doen dit, en jy sal die teenwoordigheid van God beleef. En jy sal begin vrug dra, en jou lewe sal dit wys. Die lewe sal, jou manier van lewe sal wys wie het jy gekies, en na wie luister jy, en aan wie behoort jy. Almal sal dit kan sien, almal sal dit kan hoor, en almal sal dit kan beleef. Die Here wil vanmôre vir my en jou kom sê, hou by die woord. Kies die woord as rigsnoer, as die rigtingbepaler van jou lewe. Leef volgens die woord. Ja, plain Afrikaans, doen wat die Here vir jou in sy woord vir jou leer. Ons teksvers Johannes 8 vers 31. As julle by die woord van God bly, as julle dit hou, as julle dit onderhou, as julle daarin getrou is, as jy daar volgens lewe, as jy dit begin doen, as jou lewe die vrug daarvan begin dra, staan daar, sal jy die waarheid ken. As jy by die woord bly, sal jy die waarheid ken. Die Griekse woord vir waarheid beteken om regtig te ken, soos wat 'n man en vrou mekaar ken. Met ander woorde, te ken met verstand, te ken met jou hart, te ken met jou emosies, te ken met jou gevoel, te ken met jou hele wese. Die Here sê dat as jy bly by die woord, as jy daaraan vashou, as jy daar volgens lewe, sal jy die waarheid ken. Wat is hierdie waarheid? Die eerste waarheid wat ons Kersoggend gehoor het. Die waarheid dat God ons liefhet. So lief dat hy mens geword het, dat hy sy lewe afgelê het, die dood oorwin het, ons sy kinders gemaak het, aan ons die ewige lewe skenk, aan ons redding en verlossing gee elke dag. Dat hy vir ons regtig lief het. Wat is hierdie waarheid? Dat God wil hê ons moet leef soos sy kinders. Ons moet leef soos mense wat redding ontvang het. Ons moet leef soos mense wat glo in Bethlehem, wat glo in Golgotha, wat glo in Pinksteroggend, wat glo in God se liefde. Om te leef
dit wat die Here vir ons in sy woord leer. Want die woord van God sal vir ons leer dat sekere dinge is reg, sekere dinge is goed, en sekere dinge is 'n moed. Die Here gaan vir ons in sy woord leer as dinge wat nie hoort by 'n kind van God nie, wat nie tuis behoort te wees in my en jou optrede nie, wat nie by my en jou reg is nie, waarvan ons moet vlug, sê die Here vir ons in sy woord. As jy bly by die woord, sal jy weet wat is reg, sal jy glo wat is reg, en sal jy onthou wat is reg, en dan sal die Here jou die genade gee om dit te kan doen. Hou daaraan vas, bly daarby. Die Here sê dan in die derde deel in hierdie vers, as jy die waarheid ken, sal hierdie waarheid jou vry maak. Wat dink julle beteken dit? Wat beteken dit dat as ek by die woord van God bly, en ek ken die waarheid van sy liefde, en ek bly by sy woord, dit word deel van my lewe, hoe sal die waarheid my vry maak? Wat ons gehoor het in al die teksverse, Johannes 8 vers 35, ek sal regtig vry wees. Psalm 1, jy sal met vreugde lewe. Johannes 15, jy sal begin vrug dra. Johannes 8 vers 31, die wêreld, almal sal weet dat jy 'n kind van God is, dat jy sal 'n disipel, dat jy 'n disipels van hom is. Wat wil die Here vanmôre vir my en jou kom leer op die eerste Sondag, 2026? Die Here wil hê ek en jy moet opnuut hoor. Ons moet opnuut weet, ons moet opnuut daaraan dink en ons moet daaraan glo, dat ons as kinders van die Here moet anders wees as die wêreld. Ons moet anders leef, want ons hou by die woord. Ons hou by die woord altyd. Ons hou daaraan vas. Ons leef daarvolgens. Die vrug van ons lewe wys dat ons kinders van die Here is. En dan staan daar, die waarheid sal ons vry maak. Weet, ek sal regtig kan leef as 'n vrygemaakte. My lewe sal wys, ek glo in verlossing en vergifnis. En wanneer mense na my lewe kyk, sal hulle dit kan sien, sal hulle dit kan hoor, en sal hulle dit beleef, sal hulle weet. Ek weet van Bethlehem, ek weet van Golgotha, ek weet van Pinksteroggend, en ek weet van die wederkoms. Ek glo in God se liefde, ek glo in sy redding. Ek luister na sy woord. Ek kies om by sy woord te bly, en ek is deel van God se koninkryk. Hou by die woord, en leef die woord. Die Here sê vir my en vir jou vanmôre, as ek en jy daaraan vashou, as ons regtig daaraan vashou, dan sal ons elke dag met die sekerheid en met die vreugde lewe, ek is verlos. God het my lief. Niks sal my ooit skei van sy liefde nie. En as jy regtig aan die woord vashou, as jy dit daagliks onthou en daagliks deel van jou lewe maak, dan sê die woord, sal jy leef soos 'n vrygemaakte. Sal jou lewe dit wys en almal sal dit sien. Mag die Here vir my en jou daartoe genadig wees. Dit is die woord van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil met vreugde verklaar dat ons onthou en weet en glo hoe lief U ons het. Ons hou daaraan vas, dit is ons fundament, dit is ons bestaan, dat U vir ons lief het. Maar Here, ons wil vanmôre kom pleit dat U vir ons as U kinders sal help, dat die Heilige Gees so in ons sal werk, dat ons aan die woord sal vashou, dat ons by U woord sal bly, dat ons U woord sal leef, dat ons sal leef soos vrygemaaktes. Mense wat glo in die verlossing, wat glo in die redding, wat glo in die liefde. Ja, Here, mag ons dade dit wys. Mag ons lewe vrug dra wat by bekering pas. Dankie o Heilige Gees dat U vir ons daartoe sal help. Dis ons gebed in die wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Amen. Kom ons loof die Here met 'n lied. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort
Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Liefdes aan ons Here, ontvang die seën van die Here wat vir jou lief het. Die Here sê vir my en vir jou vanmôre, ek gaan voor jou uit. Ek is by jou, ek is langs jou, ek is in jou, ek is bokant jou, ek is elke oomblik by jou. Niks sal jou ooit skei van my liefde nie. Gaan lewe daarom met die seën van die Here en die vreugde van sy teenwoordigheid. Amen.